So 10 jaar terug was nogal 'n groot skuif in ons lewe gewees. Dit het eintlik 12 jaar terug begin. My man het altyd gesê hy wil vroeër aftree van koöperatiewe wêreld af en iets anders te gaan doen. En ons het die geleentheid gehad om dit kan doen. Ons het oral rond gekyk in Suid-Afrika en ons het toe 'n besoek afgelê in die Langeberg gedeelte en ons het net verlief geraak op die vallei en gesê this is it ticks all the boxes. En ons het die volgende maand teruggekom en toe was Elsres te koop en ons het 'n aanbod daarop gemaak en die aanbod was aanvaar. En dit was 10 jaar gelede dat ons dit gedoen het en ja, en vandag is ons waar ons is. Toe ons hier aangekom het, was die olyfbome reeds hier. Hulle was 7 jaar oud. So dit neem ongeveer so 7 jaar vir olyfbome om 'n volle opbrengs te bring op die olie. So ons was gelukkig geweest, ons het onmiddellik olywe gepluk en olyfolie gepers en gebottels onder die naam Els Products. En ons het intussen ook ander gewasse aangeplant want olywe is maar 1 keer 'n jaar oes en jy wil iets anders deur die jaar ook doen. So ons het met die lavender wat ons doen vir die essensiale olies, het ons ook roosmalva bygeplant en ook roosmaryn om ons persoonlike sorgprodukte reeks verder uit te brei en 'n groot variasie te gee in die verskillende persoonlike sorgprodukte wat jy kry. Ons boer op 'n organiese manier. Ons is nie geregistreer as 'n organiese boerdery nie, maar ons volg die prinsipe van organiese boerdery. So al ons voedings wat ons gebruik is organies. As ons olyfbome snoei, dan mulch ons die blare en die takke en dit gaan weer terug op die grond. En ons plant ook vygies, die algemene naam vingervygies, dink ek ken meeste van die mense, onder ons olyfbome, want dit help ook om die vog bietjie in te hou. En onder dit het ons dan wat hulle noem drip irrigation. So ons gebruik nie sproeiers nie, want baie van die water gaan verlore in die lug, so alles is onder drip besproeiing by ons. Wat ons ook gebruik as 'n mulch is as ons lavender wat ons distilleer vir die essensiale olies, daai plantmateriaal wat uit die distillasiekolom uitkom, laat ons dan ook droog word en ons sit dit ook deur 'n mulcher en dit word fyn gemaak en dit word ook weer teruggesit op die grond. As dit baie nat is, gaan dit na die komposrook toe. So alle afval wat ons kry van die plaas af word gekompost of word weer teruggesit op die grond. Ons probeer soveel as moontlik daarvan terug te werk in die grond in. Ons produkte wat ons maak op by Elsres word alles op die plaas gemaak. Ek sê baie keer vir die mense as hulle kom, alles wat jy in die winkel sien, groei op die plaas, word op die plaas gemaak en hier verkoop en aanlyn. So ons begin altyd met ons essensiale olies wat 'n produk is, wat ons verkoop het vir die goedheid daarvan. En dan maak ons persoonlike sorgprodukte van sepe, hand- en lyfrome wat ons ook doen in die verskillende gele in roos malva en in lavendel. En dan doen ons ook moisturizer creams wat my favorite is en verskillende ander produkte en ons doen ook 'n huishoudelike reeks wat dan insluit room fresheners en ook ons skoonmaakmiddel wat 100% natuurlik is. Ons doen ook 'n skottelgoedseep wat ook natuurlik is en is baie sag op jou hande en dit ruik lekker en hy werk. En dan doen ons ook cordials wat baie gewild is. Ons doen 'n rose geranium en 'n lavender cordial en ons doen ook 'n lemon cordial want ons het sitrus op die bome. Daar is ook 'n paar ander perseveer produkte wat ook baie gewild is. By ons is ons lavender marmalade. En as jy kom kuier en jy kom in die koffietuin, ons bedien ook koffies, maar daar's altyd 'n vars gebakte lavender muffin met lavender marmalade wat ons vir julle bedien, saam met 'n heerlike lavender tee. Dit laat jou nie slaap nie, maar dit laat jou tot rus kom en jy kan die omgewing geniet. Die uitdaging om die essensiale olies te maak was
nie 'n groot probleem vir ons nie. Want Hedley se agtergrond was chemiese ingenieur. So dit was sy passie geweest waar hy ingegaan het, so dit was alles baie maklik. Vir my was die boerdery redelik maklik as gevolg van die agtergrond wat ek het en met tuinontwerp wat ek gedoen het en maar ons grootste challenge was is die eerste keer dat ons saam moes werk. So en dit was ons grootste uitdaging geweest. So om die produkte te maak en alles het ons geniet en ons het die uitdaging aangeneem en aangepak en dit met 'n passie gedoen. Maar om na al die jare wat jy apart in jou eie loopbaan gehad het en dan ewe skielik saam met jou man te werk en hy sal presies dieselfde sê as jy vra wat sy uitdaging is om met sy vrou te werk. Moenie opgee op jou drome nie. Die belangrikste is, sit 'n doelwit by jou droom en jou drome word waar. Dan kan jy verder gaan. Dit vir my is baie belangrik. En die ander, as jy begin met iets nuuts, gee jouself 1000 dae, 1000 werksdae. Moenie opgee voor dan nie. En dit na 1000 dae begin alles net in mekaar in te val.